luister voor jy antwoord. Luister eers, want begrip begin voordat jy praat. Ek dink daar sal soveel misverstand en konflik minder wees as mense besluit om nie eers te praat nie, maar eers te luister. Nou in 'n tyd wat WhatsApp-groepe en Facebook en ander kommunikasiemaniere vinnig is met bedoelingsraai en verkeerd verstaan van mekaar, is dit nodig om te onthou wat staan in Jakobus 1 vers 19. Dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. Nou die oorspronklike konteks van Jakobus 1 vers 19 wys op 'n gemeenskap wat onder druk leef. Hulle ervaar toetse vir hulle geloof, konflik, misverstande. En Jakobus se raad kom met wysheid as 'n geestelike praktyk wat verhoudings juis wil red. Om te luister voordat jy praat, is om ruimte te skep vir God se wysheid om eers in jou te gebeur voordat jy reageer. Dis 'n uitnodiging tot 'n empatiese teenwoordig wees by mekaar. Nou moderne sielkunde, interessant genoeg, bevestig presies dieselfde beginsel. Davies verduidelik dat egte luister, met ander woorde, om te luister sonder om jou antwoord dadelik te beplan, een van die sterkste boustene is om empatie te ontwikkel en perspektief te kry. En dit laat die ander persoon veilig voel om ook hulle storie volledig te deel. Onthou jy die ou raad van tel tot 10? Wel, pas dit vandag toe om dit te gebruik voordat jy reageer op wat iemand sê. Tel tot 10 in jou gedagtes en dan herhaal jy, wat het jy gehoor? En dan vra jy, het ek jou reg verstaan? Wanneer jy stadig luister, vorm jou begrip beter. Dis 'n respekvolle manier van iemand anders hanteer en dit laat juis verhoudings blom. Op hierdie manier word luister een van die grootste geskenke wat jy vandag vir iemand anders kan gee. Leef geïnspireerd.